Goeiemôre, dit is Sondag die 2de Augustus. Baie welkom by NG Gemeente Skatbere se diens. Vanoggend lees ons saam uit Romeine 9, vers 1 tot 5. Mag jy saam God se genade en God se teenwoordigheid, ja, sy liefde en sy ewigheid beleef. Dis 'n voorreg om saam te wees as God se kinders, om hierdie hoop met mekaar te kan deel dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, dat ons vir ewig saam met hom sal lewe. Ons tema vanoggend is goeie nuus, insluitende genade. Romeine 9 vers 1 tot 5. 'n Tiener se groot vrees is om uit te wees, om nie 'n plek te hê nie, om nie deel te wees van hierdie ingroep mense nie. Ja, om eenkant uitgestoot te wees en nêrens te behoort nie. Ja, dis maar baie keer groot mense se groot vrees ook. Dis selfs die vrees waarin 'n klomp ou mense ly. Ons as mense wil behoort. Ons as mense is gemaak om ander mense om ons te wil hê, om te wil deel wees van 'n groep, van 'n familie, van 'n vriendekring. Deel wees van mense. Daarom bind goed so sport ons so baie keer so goed saam. Daarom bind 'n nasionale vlag mense saam. Daarom bind kultuur mense saam. Want ons is maar mense wat wil behoort, wat wil deel wees. Een van die mooiste goed wat mens kan sien, veral as jy na tieners kyk, is daai een of twee uitsonderings wat deel van die ingroep is en dan uitreik na hulle wat buite is. Iemand wat die nuwe kind wat eenkant staan en skaam is, innooi om deel te raak van die groep, om deel te raak van die vriende. Dis uiteindelik wat ons as Christene is. Ons nooi buitestanders binne toe in die koninkryk van God in. Ons gaan nooi mense wat buite ons groep is in om deel te wees van God se groep, deel te wees van God se huisgesin, deel te wees van God se ingroep. Ons gaan nou saam lees Romeine 9 vanaf vers 1 tot 5. Voor ons dit lees, kom ons bid saam. Dankie Here dat ons aan U kan behoort. Dat ons kan weet dat U die God is wat teenwoordig is. Dat ons kan stil raak voor U en luister na U stem. As ons nou gaan Bybel lees, Here, as ons U goed hoor, maak dit deur die Heilige Gees vir ons oop, deel van ons. Ja Here, dat U woord sal wortel skiet in ons harte, vrug dra. As ons uitgaan in die wêreld, dat ons daar sal leef soos wat U van ons vra. Dankie dat ons dit kan bid. Dat U ons stil maak, rustig maak, dat U ons harte en ons verstand oopmaak vir U woord. Spreek Here, U kinders luister. Amen. Ek praat die waarheid in Christus, ja ek lieg nie, en my gewete, deur die werking van die Heilige Gees getuig teenoor my, dat ek in my hart 'n ontsaglike droefheid en 'n onophoudelike pyn ervaar. Ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, verwyder van Christus, in belang van my broers, my volksgenote na die liggaam. Hulle is Israeliete. Aan hulle behoort die aanneming tot kinders, die heerlikheid, die verbonde, die wetgewing, die tempeldiens en die beloftes. Aan hulle behoort die voorvaders, en uit hulle het ook Christus as mens gekom. Hy wat God bo alles is, lofwaardig vir ewig. Amen. Paulus het 'n groot hartseer in hom oor die volk Israel. Wanneer ons 'n sinagoge ingaan, of 'n kerk, kry mense daai atmosfeer van 'n plek waar daar gebid word. Daai atmosfeer van heiligheid. Jy kan dit ook sê as jy 'n huis ingaan, of jy weet of dit 'n gelukkige of 'n hartveerhuis is. Daar's iets in die atmosfeer. As mense die hele tyd beklei en ongelukkig is met mekaar, dan voel mens dit aan. Al glimlag hulle mooi vir jou, mens voel dit. Daar word gesê dat die eenheid wat ons beleef en die harmonie en die vreugde om 'n etenstafel is 'n proekie van die hemel. Dan is uiteindelik ook waar mense beklei en daar nie vrede en vreugde is nie, 'n proesel van die hel. Ons as mense is gebou om in verhoudings te leef. Verhoudings met mense om ons familie, ons vriende, ons eggenote, ons kinders. Ja, ons loop in verhoudings met mense.
En ons verhoudings met mense is ook sigbaar in ons verhouding met ander mense. As ek met my vrou en kinders beklei, dan gaan ek maar partykeer nors en ongeskik by die werk aankom. Dit is so dat ons die verhouding met ander oorloop in ons verhouding met die wêreld daar buite. Maar ons is mense wat van geboorte af aan mekaar verbind is en aan mekaar verweef is, familie is. En dit skep vir ons 'n tuiste, 'n huis. Dietrich Bonhoeffer sê dat die kerk iets anders is as besighede, as organisasies. Die beste manier om die kerk te beskryf is uiteindelik 'n familie, 'n beeld wat die Bybel ook gebruik. Familie, volk, huisgesin. Familie is anders as 'n besigheid. 'n Besigheid doen jy 'n transaksie en dan gaan jy weg. Of jy behoort aan 'n klub omdat jy hulle betaal. Familie is jy op grond van geboorte of op grond van aanneming. Maar jy kry nie deur prestasieplek in 'n familie nie. En as jy onderpresteer, gaan die familie jou nie skielik nou uitsmyt nie. Jy bly jou pa se kind. Of jy nou 'n stout kind is, of jy 'n soet kind is, of jy 'n kind is waarop hy trots is, of jy 'n kind is wat 'n teleurstelling is, jy bly jou pa se kind. God skep die kerk as sy familie. As hy ons eers aangeneem het, bly ons syne. Ja, en dis 'n plek waar ons oefen om in die wêreld te gaan leef, oefen om te gee en lief te hê. Ons kan in die wêreld ons vriende kies, ons familie kan ons nie kies nie. Jou familie kry jy, het jy. En soos jy leer om jou familie lief te hê, het jy ook jou vriende en die mense om jou in die wêreld lief. Die Bybel beskryf die kerk as God se familie. In Efesiërs 2, julle is nie meer ver van God af nie, maar julle is nou lede van die huisgesin van God. God is ons pa, Jesus is die seun, ons ouer broer, die Heilige Gees is God wat in en om ons is. En tog gebeur dit dat mense hulle familie, of hulle rug op hulle familie draai, wat niks te doen wil hê met hulle huisgesin of hulle familie, vir mense wat saam met hulle groot geword het. En dis hartverskeurend dat dit gebeur. Paulus in vers 2 en 3, dat ek in my hart 'n ontsaglike droefheid en 'n onophoudelike pyn ervaar. Ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, ja, verwyder van Christus in belang van my broers, my volksgenote na liggaam. Tolstoj, die Russiese skrywer, het ook so sy lewe en sy rykdom en goed amper prys gegee terwille van ander mense. Hy het eenvoudig geleef, al was hy 'n baie belangrike ryk mens. Iemand het gesê, ek oor Tolstoj, ek is nie 'n weeskind op aarde nie, solank as wat hierdie man lewe. En nadat hy oorlede is, het die mense wat vir hom gewerk het, 'n banier gedra aan sy begrafnisstoet, wat sê, die herinnering van jou vriendelikheid sal nooit vir ons doodgaan nie, jou weeskinders. En nou sê Paulus dat hy met hierdie groot hartseer, hierdie groot behoefte in hom het, dat Israel gered te word. Ja, hy sou self sy lewe wou prys gee, as dit hulle kon red. Maar hy weet dit kan nie. Geen mens kan vir 'n ander mens sterf en sy redding bewerk nie. Dit is gedoen deur Jesus Christus. God het ons geroep, God het ons gekies, en deur Christus het hy ons syne gemaak. Die hartseer is dat mense dit nie altyd aanvaar nie. Daar's 'n wonderlike storie wat vertel word van Napoleon wat in Europa oorlog gemaak het, en een van sy troepe, mense wat opgeroep is, was regtig nie lus vir oorlog maak nie, maar 'n vriend van hom was 'n groot avonturier en wou graag. En toe ruil hulle plekke, identiteite. En in een van die veldslae is hierdie vriend van die man dood, en dan kry hierdie man weer 'n brief wat sê hy word opgeroep vir oorlog maak. En dan daag hy baie vrymoedig by die weermag se kantoor op, en hy sê, julle kan my nie oproep nie, want ek is dood. En die beamptenaar sê vir my, jy kan maar so nie simpel wees nie. En hulle gaan kyk toe, deur al die dokumentasie, en hulle sien toe dat hierdie man wel werklik in 'n veldslag oorlede is. En aanvanklik krap almal kop, en toe besef iemand, dat iemand het in sy plek gaan oorlog maak, 'n plaasvervanger. Ja, sê die man toe,
Nou kan ek nie meer opgeroep word nie, want ek is vry. En dan vat hulle hierdie man hof toe, naderhand na Napoleon toe self, en Napoleon self sê, hierdie man is bevry. Wettiglik het hierdie man, hoewel 'n plaasvervanger in sy plek was, gesterf en is hy op die slagveld begrawe, so hy kan nie weer opgeroep word nie. Napoleon was magteloos teen die effek van 'n plaasvervanger se dood. So het Christus ons ook vrygespreek. En tog sê Paulus, die hartseer is dat die onmoontlike wel gebeur. Dat Israel hulle rug draai op God. Hulle wat alles het, ja, hulle is die aanvanklike volk van God, geroep deur Abraham, deur sy nageslag. En tog aanvaar hulle dit nie. Hulle het die heerlikheid van God gesien, ons sien dit in Exodus op die berg, en tog verwerp hulle hom. Bou hulle 'n goue kalf. Hoeveel keer loop hulle agter ander gode aan? Ja, God sluit meer as een verbond met Israel. Deur Noag, deur Abraham, by Sinai, en dan uiteindelik die nuwe verbond in Jesus Christus. Hulle het die wet gekry, die 10 gebooie, hulle het die tempel gehad wat hulle gebou het en waar hulle God aanbid het. Die aartsvaders. En dan kom Jesus Christus ook uit hulle uit. En tog is dit die hartseer dat Israel hulle rug op God draai. C.S. Lewis, die bekende skrywer, het 'n vriend van hom beloof dat hy na sy vrou en dogtertjie sal kyk as hy sou doodgaan, en die vriend van hom sterf toe in die Eerste Wêreldoorlog. En die ongelooflike is hoe C.S. Lewis sy belofte gehou het. Hy het alles in sy vermoë gedoen om hierdie vrou en haar dogtertjie goed te versorg. En daar word gesê in die geskiedenis dat hierdie vrou altyd met C.S. Lewis onbeskof was, ondankbaar en arrogant. Tog het hy haar bly vergewe. Het hy niks gedoen om haar weg te dryf, het hy altyd sy belofte nagekom. God moet verskriklik hartseer voel oor Israel. Voel oor hierdie volk wat sy rug op God gedraai het. Maar God draai nie sy rug op ons as mense nie. Die liefde van Christus kom om ons te oorrompel en ons deel te maak van sy huisgesin. Ja, die Deense gelowige Kierkegaard skryf, hy sê een persoon dra dit in sy gedagtes rond, dat hy geliefd is. Dag na dag, jaar na jaar, vir 70 jaar plus, en 'n ander persoon vergeet dat hy geliefd is. Dalk gaan hy jaar na jaar, dag na dag, sonder om te dink daaraan dat iemand vir hom lief is nie. En dit is in albei se denke, duidelik sigbaar in hulle optrede. Gelowiges weet, ek is vergewe, ek is aanvaar, ek is geliefd. God het my lief in Jesus Christus. En dit maak dat ons nie en anders leef. Maar dit maak dat dit ook verskriklik hartseer is, wanneer iemand wegstap van die kerk af, wegstap van God af, wegstap van sy huisgesin is, van sy doop, van sy belydenis, van sy deel wees van God se huisgesin. Paulus is stikkend, omdat Israel dit nie kan besef hoe groot God se liefde in Christus vir hulle was nie. Die ding wat alles verander, die ding wat alles nuut maak, is Jesus Christus. Hierdie teken van God se ongelooflike liefde vir ons as mense. Ja, hoe ons as familie mekaar sien, hoe ons mekaar hanteer, hoe ons die wêreld sien, doen ons nou deur die bril van Jesus Christus. Kyk ons na mekaar soos Christus na ons gekyk het. As ons selfs trou, sê Paulus, moet ons verhouding as man en vrou bou op dit wat Christus kom doen het, vir die kerk, vir die wêreld, vir mense. Ja, soos Christus die wêreld lief gehad het, moet 'n man sy vrou lief hê en alles daarvoor vir haar bereid wees om op te offer. Daar word vertel dat in die dae van die kruistogte 'n biskop besluit het hy wil van die grond van Golgotha na sy eie land toe terugvat. 20 skepe is gelaai met grond, daar waar Jesus se kruis sou gestaan het. En dan stroi die biskop hierdie grond in die begrafplaas, sodat die gemeentemense in Golgotha se grond begrawe kan word. En dan vertel die legende dat daar 'n nuwe blommetjie in hierdie begrafplaas opkom, en soos die jare verbygaan, waai hierdie saadjies oor die heuwels, oor die dale, oor die hele landstreek. En dan uiteindelik,
Eeue daarna begin mense vra, waar kom hierdie plate en plate pragtige blommetjies vandaan? En dan sê hulle, dit kom van Golgotha af, baie lank gelede. En die blommetjie waarna verwys word in hierdie legende is die Passiflora, passion flowers. Ja, dis ook die blommetjie van die passion fruit wat ons ken, wat ons uiteindelik lekker aan eet, grenadellas, van God af, van Golgotha af. Elke jaar in lente blom hierdie blommetjies, sodat ons kan weet, Christus het vir ons gesterf. Ons is deel van God se huisgesin. Home is the place where they have to take you in. When you go there, they have to take you in. I should have called it something you somehow haven't to deserve. Ons verdien nie God se genade nie. En tog maak hy ons deel van sy huisgesin. Kom ons gaan nooi uit ander mense om ook deel te wees van hierdie huisgesin. Kom ons gaan bid vir ons medegesinslede. Bid vir jou kinders. Bid vir jou broers en susters. Bid vir jou ouers. Bid vir jou kleinkinders. Bid vir jou bure. Die mense wat oorkant jou bly. Die mense wat saam met jou in die dorp is, in die buurdorp. Die mense in die boedorp en in die onderdorp. Die mense wat ver is. Hemelse Vader, dankie dat ons aan U kan behoort. Dat ons kan deel in U genade en U liefde en U omgee en U deel wees van ons lewens. Dankie dat ons nie alleen is nie, maar dat ons weet U is in liefde teenwoordig by ons. Vou ons toe in U groot genade. En Here, mag ons uitgaan en ander innooi om te deel in U heerlikheid, in U huisgesin, in U volk. Bewaar ons daarvan dat ons self ons rug sou draai en van U vergeet. Here, ons bid vir ons kinders, dat hulle in hulle geloof sal vasstaan. Here, so maklik is daar goed wat ons kan laat twyfel. Soveel verskillende boodskappe in die wêreld. Here, soveel chaos, soveel seer. Mag ons op U bly fokus en by U bly ons krag en hoop, ons sekerheid en ons troos vind. Here, maak ons ook mense wat ander innooi, deel maak van hierdie huisgesin. Dankie dat ons weet, al maak ons foute en struikel ons. Here, al is ons sondig en word ons kwaad, al beklei ons soms as families onderling, U bly vergewe. Ons bly deel. Ons bly altyd tuis in U huis. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen.